Baie welkom. Kom ons gaan saam op reis met 'n teks wat begin op 'n pad vol teleurstelling en eindig in 'n vertrek vol vrede. Lukas 24 vers 13 tot 49 is vir mense wat al gesê het, ons het gehoop. Vir mense wat probeer sin maak van 'n wêreld wat nie altyd sin maak nie. Vir mense wat wonder of Jesus regtig naby is, wanneer hy die moeilikste is om raak te sien. In hierdie Bybelstudie gaan ons 3 dinge saam doen. Eerstens gaan ons kortliks kyk na waar hierdie gedeelte in Lukas se vertelling pas. Tweedens gaan ons luister na die teologiese beweging van hierdie teks self. En derdens gaan ons vra hoe om hierdie teks nie plat, fundamentalisties of misleidend te lees nie. Want hierdie is nie net 'n verhaal oor iets wat lank gelede ver weg van ons af gebeur het nie. Hierdie is 'n verhaal oor hoe die opgestane Christus steeds sy mense ontmoet. In hulle verwarring, in hulle gemeenskap, in die oopgaan van die skrif en in die breek van die brood. Dankie dat jy kyk en welkom by NG Weerda Park se aanlyn bediening. En hierdie is Bybelstudie. Lukas 24 staan aan die einde van die evangelie, maar dit voel nie soos 'n gewone einde nie. Dit voel eerder soos 'n deur wat oopgaan. Die graf is reeds leeg. Die eerste berigte van die opstanding is ontvang en het die disippels gehoor, maar die disippels verstaan nog nie wat beteken hierdie alles vir hulle nie. En dit is belangrik. Lukas gee nie vir ons 'n triomfanklike slot waarin almal onmiddellik alles snap nie. Hy gee vir ons 'n reis van verwarring na erkenning, van vrees na vrede, van hoop wat gebreek het na hoop wat herskep is. Hierdie eerste toneel speel af op die pad na Emmaus. 2 disippels stap weg van Jerusalem af. Weg van die plek waar God se groot daad pas plaasgevind het. Dis nie net 'n geografiese beweging nie. Dis ook 'n teologiese beweging. Hulle loop weg met swaar harte. En dan verskyn Jesus aan hulle. Maar hulle herken hom nie. Later terug in Jerusalem verskyn hy aan die groter groep disippels. Daar bring hy vrede. Was hy sy liggaamlike werklikheid en stuur hulle uit as getuies. Vir Lukas se oorspronklike hoorders was hierdie belangrik, want hulle was deel van 'n post-apostoliese gemeenskap. Hulle was eers heelwat later gelowiges. Hulle kon nie meer letterlik saam met Jesus op die pad stap nie. Hulle vraag was, hoe ontmoet ons die opgestane Here nou? Lukas se antwoord is diep en vertroostend. Jesus word erken waar die skrif oopgaan, waar brood gebreek word, waar vrede gespreek word en waar mense teruggeroep word na gemeenskap en getuienis. Die hoofbeweging van hierdie teks is eenvoudig, maar diep. Jesus kom na mense toe wat hom verkeerd lees en leer hulle om die hele storie anders te verstaan. Die 2 disippels sê in vers 21, ons het gehoop. Daardie sin dra soveel menslikheid. Dit is die taal van mense wie se verwagtings gebreek is. Mense wat gedink het,
Hulle weet hoe God gaan werk, en toe werk God totaal anders. Hier lê iets nogal gereformeerd in die teks. Die probleem van die disippels is nie bloot 'n gebrek aan inligting nie. Die probleem is dat hulle die gebeure verkeerd interpreteer. Daarom gaan Jesus nie eers vir hulle nog bewyse gee nie. Hy begin by die skrif. En hy het by Moses en al die profete begin en vir hulle uitgelê wat in al die skrifte op hom betrekking het. Met ander woorde, Jesus leer hulle dat God se verbondsgeskiedenis nie ontspoor het by die kruis nie. Die kruis is nie die mislukking van God se plan nie. Die kruis is deel van God se plan. Die lyding van die Christus en sy heerlikheid hoort by mekaar. Dit is die hart van die gereformeerde lees van hierdie teks. God bly soewerein, selfs wanneer die storie vir ons soos 'n verlies lyk. God se genade werk nie net in blink oorwinnings nie, maar ook in gebroke oomblikke. God herskep mense nie deur hulle pyn te ontken nie, maar deur hulle hele verhaal nuut te vertel binne Christus se verhaal. Dink daaraan soos iemand wat voor 'n tapisserie staan en net die agterkant daarvan sien. Van agteraf lyk dit te mekaar, vol draadjies. Daar's knope, daar's geen duidelike patroon nie, maar van vooraf sien jy die beeld. Emmaus is daardie oomblik waar Jesus die disippels vat en sê, julle kyk nog na die agterkant van hierdie tapisserie. Kom laat ek julle wys hoe die Vader van vooraf daarna kyk. En dan gebeur daar iets besonder. Die disippels sê later, was ons harte nie brandend in ons nie. Die hart brand voordat die oë oopgaan. Die skrif begin werk voordat erkenning volledig kom. Vir vandag beteken dit, partykeer verander Jesus nie onmiddellik jou omstandighede nie. Maar hy begin die manier hoe jy daarna kyk verander. En soms is dit die begin van ons herskepping. Die teenintuïtiewe ding in hierdie gedeelte is dat Jesus juis die naaste is wanneer hy die moeilikste is om raak te sien. Ons sou dalk dink opstanding met alles onmiddellik duidelik maak. Ons sou dink as Jesus leef, moet sy mense hom sommer vinnig te herken en sterk te kan voel. Maar Lukas vertel hierdie storie anders. Die disippels is bedroef. Hulle verstaan nie. Hulle erken hom nie. En selfs later in Jerusalem is die groter groep bang en dink hulle sien 'n spook. Dit maak hierdie teks ongelooflik eerlik. Lukas romantiseer nie geloof nie. Hy wys vir ons dat mense met ware geloof ook met vrees, verwarring en kognitiewe dissonansie kan leef. In 'n wêreld soos ons in waar jong mense en volwassenes gelyk met soveel stories leef, is dit belangrik. Waar die stories wat die nuus vertel, waar die stories wat in sosiale media vertel word, waar die stories wat van teleurstellings vertel, en stories is wat vir ons angs veroorsaak, baie keer juis ons identiteit vorm. Dit word 'n harde storie in ons realiteit. Maar Jesus kom nie net om mens beter te laat voel nie, hy kom leer jou watter storie waar is. En dis hoekom hy in Jerusalem nie net sê, moenie bang wees nie. Hy wys sy hande en sy voete. Hy eet voor hulle. Hy open hulle verstand. Die opstanding is nie net 'n vaag geestelike troosgedagte nie. Dis God se nuwe werklikheid wat in die ou wêreld ingebreek het.
Hier lê ook 'n belangrike spanning vir ons. Ons leef dikwels asof geloof net iets is wat binne jou hart aan die gang is, of iets is vir een dag. Maar Lukas sê nee. Die opgestane Jesus is nie 'n idee nie. Hy is die Here wat werklik leef, werklik vrede bring, 'n werklike gemeenskap stuur. Dink aan 'n selfoon se GPS toepassing wat nog laai terwyl jy ry. Jy beweeg, maar die kaart het nog nie ingehaal nie. Baie ongelowiges leef so. God het reeds iets nuuts gedoen, maar ons verstaan dit nog nie volkome nie. Hierdie ding is besig om te recalculate. Lukas 24 is een van daardie oomblikke waar die kaart skielik in lyn kom met die pad. En vir mense wat met hoop sukkel, met hulle identiteit of met hulle roeping, is dit goeie nuus. Jy hoef nie alles eers reeds uit te werk nie, voor Jesus by jou kan wees nie, want Jesus stap reeds saam. Hy bring reeds lig. Hy roep reeds jou storie in sy groter storie in. Nou moet ons ook eerlik wees oor hoe hierdie teks verkeerd gelees kan word. Een verkeerde lees is om die Emmaus verhaal te gebruik asof dit sê, as jy net hard genoeg glo, sal jy altyd onmiddellik Jesus kan erken en presies weet wat God doen. Dit klink geestelik, maar dit is eintlik wreed. Want dit plaas die las weer op die gelowige. As jy nie sien nie, is dit jou skuld. As jy nog vra het, is jou geloof seker te swak. Maar Lukas vertel juis die teenoorgestelde. Hulle oë was weerhou. Hulle oë is later oopgemaak. Hulle verstand is geopen. Die werk van erkenning is in die eerste plek genade. Nog 'n verkeerde lees is om hierdie teks bloot te moraliseer. Moenie soos die disippels twyfel nie. Moet net positief wees. Loop terug Jerusalem toe en doen dan beter. Maar dan maak ons van hierdie evangelie 'n selfhelpboek of 'n selfhelp toespraak. Die punt van die teks is nie dat die disippels uiteindelik hulle self reggeryk het nie. Die punt is dat Jesus hulle kom vind het. Jesus het die skrif oopgemaak. Jesus het homself gegee in die brood. Jesus het vrede gespreek. Jesus het hulle gestuur. Nog 'n misbruik is om hierdie teks te reduseer tot 'n soort bewysdebat alleen. Natuurlik beklemtoon Lukas die liggaamlike werklikheid van Jesus se opstanding. Hy wys sy hande, sy voete, hy eet vis, hy wys sy liggaamlikheid, maar Lukas wil meer as net 'n argument wen. Hy wil 'n gemeenskap vorm. As ons die teks net gebruik om 'n debat te wen, maar nie mense terug te bring na vrede, gemeenskap en roeping nie, dan het ons die hart hiervan gemis. Dink aan iemand wat 'n resep raam teen die muur, maar nooit die kos maak nie. Jy kan nie die resep bewonder, maar jy kan daaroor argumenteer. Jy kan selfs ander mense se resepte kritiseer met hierdie resep teen jou muur, maar die doel van die resep is uiteindelik om aan 'n tafel opgedien te word vir ander. En so ook hier. Die doel van Lukas 24 is nie bloot om jou slimmer te maak nie. Dit is om jou die goeie nuus van die opgestane Jesus in te trek, om jou weer te laat sien, om jou terug te bring na ander, om jou te leer dat vrede nie ontkenning is nie, maar die geskenk van die Here wat deur sy wonde heen kan leef. As ons hierdie teks in een sin moet saamvat, kan ons dalk sê, die opgestane Jesus ontmoet mense in hulle verwarring, leer hulle om die hele storie nie te lees en stuur hulle terug in die wêreld in as mense van vrede en hoop. Miskien het jy dit ook vandag nodig. Nie lewend of 'n vinnige antwoord nie. Nie noodwendig 'n maklike oplossing nie, maar 'n nuwe manier van kyk. Miskien leef jy met jou eie ons het gehoop. Miskien voel die wêreld vir jou hard
verwarrend of te vol geraas. Miskien is geloof vir jou hierdie stadium meer as 'n sekerheid, dalk is dit 'n vraag. Dan is Lukas 24 goeie nuus. Jesus wag nie vir jou aan die einde van die pad nie, hy kom stap langs jou, saam met jou die pad. Hy open die skrif, hy maak jou hart warm, hy bring vrede. Hy roep mense terug na mekaar toe. En hy stuur vir hulle die wêreld in asof getuies van sy herskepende genade deel is van hulle lewe. Mag jy in hierdie week iets van daardie vrede ontvang. Mag jou oë oopgaan vir sy teenwoordigheid in die gewone. Mag jou hart weer warm word. En mag jy ontdek dat jou storie nie klaar is nie, omdat Christus leef. Vrede vir jou.